Ahoy, dis is NWTA. Dit gaan oor die verbranding van fossiel brandstowwe. Dis Konrad Stein en Melvin Wessels in die tak. Geniet dit. Hallo, dis Meld. Ons gaan vandag na 1300 Corsa kyk. Ons gaan kyk of fossiel brandstowwe hy verbruik hier net om te start en om 'n bietjie te ref. En want petrol is 'n fossiel brandstof. Soos julle kan sien het hierdie 1300 Corsa nogal baie fossiel brandstowwe verbrand. En ek wil sê motors is een van die grootste lugbesoedelers wat mens kry. Ek gaan nou praat oor die V5 Jetta. Dit is 'n baie nuwer model as die 1300 Corsa. En die rede hoekom ons nog 'n kar gaan toets is want ons wil nou juist kyk of die nuwe modelkarre minder fossiel brandstof verbrand as die ouer modelkarre. En ja, maar hulle het soos agtergekom dat hulle baie lug besoedel met soos leaded petrol en goed. En nou kry hulle al hulle karre wat hulle maak, probeer hulle nou met unleaded petrol. Ja, so okay, ons gaan dit toets. Ja, nou Soos julle kan sien, ons is nou klaar met ons eerste toets. En julle moet vir julle nuwe motors koop in plaas van ou motors. En ek hoop julle het iets van hierdie toets geleer. okay. Ons is nou by ons tweede toets. Ons gaan nou verskeidenheid van fossiel brandstof aan die brandsteek om te kyk wat sien maak die meeste rook, want die een wat die meeste rook maak, gaan die meeste die lug besoedel. So ja, ons eerste toets gaan wees om te kyk hoe baie rook maak spirits. En spirits is baie giftig vir die mens en ja, ook baie giftig vir die ozonlaag. So okay, so as jy nou met vuur werk en draai jy altyd soos veilige equipment, so jy self brand die. Okay, okay, nou maar, dus gooi dit in. En werk altyd op 'n harde oppervlak. Melk gaan dit ingooi. Dus kyk, wauw, kan jy sien, dis gewoon in. Maar moet net nie te veel omgaan, want hierdie goed vat nog als ewig vlam. As het gewoon vat. Dus kyk, dis op, maar... Ek dink jy hou met die botteltjie 'n bietjie weg. Jy sit die houer baie ver weg, anders ontplof jy self. Okay. Dinkie. Ja, ons by die bril. Julle kan sien dit brand. Maar ek kan nie veel rook sien nie. Ja, okay, wag. Okay, ons wag maar nog 'n rukkie en kyk wat gebeur. Die vlam stink nogals baie. Ja. Maar daar is glad nie baie rookie. Die toets vir hierdie een sal wees ja, soos die spirits smelt nie eintlik, brand nie baie rook uit nie, so dit besoedel nie juist die lug so baie nie, maar nog steeds baie.
Dan krijg je hierdie en sauertjie is besig om te smelt. Skort water. En dit is nog 'n deel van lugbesoedeling as jy plastiek smelt. Dit is hoekom ons dit op klippe gesit het. Soos julle kan sien, was daar nou net 'n fresh U-boot daaroor. Lig dit op. Ek wag vir die vlam. Lig dit op. Kyk net hoe gevaarlik is dit. Ja. Okay. Dit bring ons tot die eerste verbranding van fossiel brandstof en dit was spirits. Spirits maak jy eintlik so baie rookie, so dit besoedel nie die atmosfeer so baie nie. Maar moet nou nie dink dit is glad nie 'n besoedelaar nie. Moet dit nog steeds nie verbrand nie, want dit is steeds baie sleg vir jou sondag. Ja. Ons is nou besig met ons tweede fossiel brandstof. Soos julle kan sien, het mens nog beter beskerming vir olie nodig as wat mens vir spirits nodig. Ons gaan nou vir julle wys hoe verbrand olie en hoe baie beskadig dit die ozonlaag en die aarde. Soos julle kan sien, dit is 'n botteltjie 2 slag olie. Dit kom van Caltex. Dit is die plek wat omtrent die meeste besoedel, want hulle gee die petrol en olie en alles vir die mense. Soos julle ook kan sien, het ons 'n brandblusser hier aan my linkerkant. As daar iets verkeerd is. Die lighter wil nie nou so lekker werk nie. Olie vergeet. Dit Wag, wow, wat nou? Hoekom sal fader nou aan? kon ook aan die brand gesteek. So altyd vat jou goed weg. Ek sou baie ongelukkig gewees het as daai olie aan die brand gesteek het. Dan sou ek die brandblusser moes gebruik het om my te help die olie dood te maak. Ek gaan nou die petrol en die olie aan die brand steek. Goed. Soos julle kan sien, rook olie baie. Olie is een van die grootste besoedelaars. Maar onthou, hy kom na karre. Kyk met aan hierdie swart rook. Dit is wat jou longe opneuk. Oeps, die brandblusser is hier. Moet ek dit doodspit? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit sal een of ander tyd ophou brand. Ek gaan nou wegstaan, want dit raak nou baie gevaarlik. Konrad, kom boontoe, wys jy so graag. Nou, wys nou daar. Soos julle kan sien in hierdie potjie, die olie is besig om te borrel. Olie sal vir jou stikkend brand as dit aan jou raak, as dit so besig is om te brand. So al julle kindertjies daar rond, bly weg van dit af. Dit is baie gevaarlik.
Soos julle kan sien, dit brand nou al 'n bietjie lank. Ek dink ek sal dit nou moet doodmaak. Om sulke goed dood te kry, het jy of 'n brandblusser of 'n boks nodig waarmee jy hom kan versmoor. Eers, jy moet 'n plat stuk hê. En dan versmoor jy die olie. Hierdie olie is nou ontsettend warm. Dit brand deur die boks my hand. Eina. Dit is ook nou baie gevaarlik om op te lig, want ek weet nou nie of die boks ook aan die brand is nie. Kyk net daai warm olie. Kyk, nou vir ons derde verbranding van fossielbrandstof. Ons gaan nou terpentyn aan die brand steek. Dit is, ons gaan nou ook maar net kyk hoe baie rook het maak. En ek en Melvin het gedink het gaan redelik baie rook maak, want ons het al dit gesien van tevore brand, maar ons gaan nou vir onsself weer oortoets. Ons het so ruk terug, ons het ook getoets, maar dit het ongelukkig 'n soort van 'n tragedie ontstaan. Ons het amper Melvin se huis afgebrand. So dis hoekom ons nou besluit om dit maar in die garage te doen met 'n brandblusser langs ons. So omdat ja, goed, en moenie te veel ingooi nie. So as daar 'n brand kom, dat die brand nie te groot is. Wow. Okay, en onthou om altyd jou bottel ver weg te sit. Okay, nou gaan ons dit aan die brand steek. Sodra jy dit aan die brand steek, beweeg so 'n paar tree terug. Ja, terpentyn vat vir ek om die brand steek, maar ek het hom nou al lankie gehou. En weet ek so dit weg. Soos julle kan sien, terpentyn maak omtrent net so baie rook soos olie. Ja. Die rook is ook, al die rook wat ons nou sien dit vandag is swart, so donker swart rook. En ja, en dit stink ook baie. Dus julle kan sien die vlam brand die hele tyd, daar maak nou so klein borreltjies onder in die houer van die hitte. Ja, en soos Mel voorheen sê, die beste manier om 'n vuur te blus is om die suurstof af van hom weg te vat. So as jy ooit in die moeilikheid is, kan jy sommer enigiets soos 'n sand of 'n deksel of enigiets gebruik om net die suurstof van die vlam af te vat en dan gaan dit doodgaan. Want vuur kort suurstof om te brand. Dat ek al by die voorwerp fossielbrandstowwe kort suurstof om te verbrand. Kijk, ek gaan dit nou met dood maak. Jy het al klaar die swart rook gesien. Kyk daar, mens dit so hou. Kan jy sien? Kyk, en as jy dit so hou, maak die hele boks ook swart. Die rook. Okay. Sien, dit is vinnig groot. So. Okay, nou gaan ons ons laaste toets hou en dit gaan wees vir petrol. Ons gaan kyk hoeveel brand petrol. Ek gaan nou vandag saam doen want ja, ons kon nie besluit wat jy gaan die gevaarlikste en die brandstof nie, so ja, toe maak ons maar dieselfde so saam. So ja, kyk. Ons het nou hierdie petrol uit daai kar uitgestap. Uit die standaard Corsa 1300i.
Verstaan julle nou? Ek kom in afval. Ons gaan nou toets hoe erg dit rook en hoe dit die ozonlaag goed beskadig. En dan gaan ons vir julle sê, want ons het ons gedink, die profien gaan die meeste rook maak en dan gaan ons kyk hoe petrol en dan gaan ons vir julle terugvoering gee oor wie die meeste rook. Ek gaan nou dit in daai bakkie gooi en dan dit aan die brand steek. Maar soos julle kan sien, het ek die helmets om. Want dit is nogal baie gevaarlik. Ons het weer elke ding wat nie so gevaarlik is nie. Eers het ons vir, daar wel goed, het ons net keppe gedra. Konrad het 'n kep gedra en 'n paar sonbrille. Ek het 'n resto-kep gedra. En dis nie so gevaarlik nie. Toe gebruik ons die olie. Dis bietjie meer gevaarliker. Toe dra ons helms. Toe doen ons dit. Toe dra hy omtrent niks. En nou gaan ons petrol doen. Nou gaan ek die valhelm van 'n motorfiets gebruik. Soos julle kan sien, ek mors nogal baie, want ek wil hê dit moet verbrand hier binne. Ek sit nou die petrol daar neer. Dan trek soos julle kan sien, petrol is baie gevaarlik. Oeps. Ons wil net vir julle bewys hoe gevaarlik petrol is. Dit steek sommer jou julle kan sien, petrol het 'n meer ligter kleur van rook as olie en al die ander. Kyk hier, nou die petrol kan. Oeps. Soos julle kan sien, petrol kan ons nie verstoor nie, want dit brand te groot. En as dit daar doodtrek, dan wil dit nie dood nie. Dit maak ook 'n baie erg rook. Konrad gaan vir julle nou ook bietjie kom wys oor petrol en al die goed. Ek dink dit is 'n postie. Ja. En soos julle kan sien, petrol is 'n baie gevaarlike brandstof en omdat die vlam nou klaar in die gang is, gaan ek maar nou nie die helm opsit nie, want niks gaan nou meer verder weer nie. Ja, maar die melk is nog petrol opgegooi toe die vlam eintlik daar beland. So dit beteken dit vat baie vinnig vlam. Dit maak ook baie meer rook as enige van die ander fossielbrandstof wat ons al gebrand het. En so besoedel dit ook dan die ozonlaag die meeste van al die fossielbrandstof wat ons vandag hier verbrand het. Soos my altyd sê, die rook is dis baie digter, maar dis nie so donker soos die ander twee of die ander fossielbrandstof wat ons verbrand het nie. En dit petrol brand ook nie so aanhoudend soos die ander wat ons al verbrand het nie. Die ander brand lang, maar die petrol brand vinnig uit. Maar brand teen 'n baie vinnige tempo. So ja, ons het tot die vergelyking gekom. Ja, ons het tot die vergelyking gekom. Ja, ons het tot die vergelyking gekom dat petrol die meeste rook maak en so dis die ozonlaag beskadig. Probeer om die ozonlaag te beskerm deur dit binne huis te doen, maar ons het nie gedink aan die skade wat jy vir jouself kan doen nie, so dis hoekom ons so 'n bietjie duiselig is. Ja, so. Stop. Okay.
Ja, so vergelyk met dit wat kom dit is petrol beskadig beskadig die meeste die ons so nag. Ja. Okay, so as jy kan brand minder petrol en enige Hy skou daar kon dit? my skoppies. Ek zoom net 'n bietjie in want dit is vir my so cool plakkies. Ja, nou het baie dus ek moet my plakkies styf vir my voete hou want dan net steel. Okay, kom. Ons moet daai op. Ons gaan nou gaan surf. Ja, sal dit sê. Okay. Dis so sê. Same Dunlop tires you put to your car. Dunlop, passion for performance. Hoor nie. With the new MG Hoor nie. Duo, you get to watch everything and miss nothing. A better life with digital LG. From the art galleries of London, New York, and Paris, the still life portraits of the masters, to the 21st century. Enter the haven of the new artists. Auto Africa, works of contemporary mobile art. A unique opportunity to experience truly exotic cars. Auto Africa, 23 to 27 October at Nasrec. To transport news now, and trucks travelling certain sections of Gauteng highways have from today been restricted to the far left lane and a speed of no less than 60 kilometres an hour during peak hours. The new limit for trucks forms part of the Gauteng Transport Department's second phase of a road congestion management programme. Trucks weighing 5 tonnes and more will have to stick to the left-hand lane and make sure their speed is above the minimum 60 kilometres an hour during peak times on stretches of the N1, N3 and N12. That's if they want to avoid a 500 Rand fine. Construction of the Shiloh Express, a high-speed train linking Johannesburg, Pretoria and the airport, has been given the green light. Wilweki Environmental says the bullet train will have a limited impact on the environment. Felicia Forey has been living in Mackleneck, the plush Pretoria suburb, since 1932. But it's only in the last year that she's had sleepless nights because of the so-called Shiloh Express. The bullet train will pass right through her neighborhood. From a heritage point of view, this is a very old suburb. It's one of the oldest suburbs in Pretoria. The railway line was built by Paul Kruger in 1895, and this has been roughly the site that the technical team chose for the new line. And next to the railway